Goeiedag, ek is Helene Pfeiffer, bestuurder van die RPO se Instituut vir Produksieontwikkeling. Sedert 2016, wat die RPO met sy transformasieprogram begin het, is 54 kursusse aangebied, met byna 1000 opkomende boere wat hierdie kursusse voltooi het. Die sukses van hierdie opleidingsprogramme is sigbaar in die positiewe terugvoer van die boere asook die RPO se streeksverteenwoordigers, veral ten opsigte van verbeterde kwaliteit en kwantiteit van speenkalwers, veld- en weidingsbestuur en kuddegesondheid wat 'n impak op biosekuriteit het. Die RPO se transformasiedoelwitte rakende ondernemingsontwikkeling het hierdie jaar gefokus op die aanbieding van boeredae, asook plaasbesoeke. Ten spyte van COVID-19 uitdagings het die RPO 8 boeredae gehou en hierdie geleenthede is bygewoon deur altesaam 300 ontwikkelingsboere. Die fokus tydens hierdie dae was biosekuriteit, relevante siektes en praktiese dierehantering en gesondheidspraktyke. As motivering het die boere ook 'n geskenkpak met dieregesondheidsprodukte, promosie-items, boeke en verskeie inligtingsbrosjures ontvang. Industrievennootskappe soos OBP, Elanco, Genex, Nerpou, Cernic, Afgri, die Departement van Landelike Ontwikkeling en Hervorming, asook Bosfonds Mara het bygedra tot die sukses van hierdie dae. Hierdie boeredae is dan opgevolg deur individuele plaasbesoeke waar tydens die RPO fasiliteerders die boere gementor het op biosekuriteit en ook ander programme. 'n Totaal van 53 boere is individueel besoek en gementor. Namens die RPO en die Instituut vir Produksieontwikkeling bedank ek graag die RPO streke en die vennote vir hul bydrae aan hierdie jaar se program. Ons bly streef daarna dat die RPO se program in lyn is met die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingsplan, die AgriSeta se sektorvaardigheidsplan, asook die nuwe landbouproduksie en prosesseringsmasterplan.